Welkom by die eerste dag van 'n nuwe jaar. Die nuwe jaar het aangebreek en my wens en my bede is dat jy hierdie nuwe jaar ook so dieselfde liefde en genade en trou van die Here sal beleef wat jou gedra tot hier aan die einde van die jaar en jou so 'n nuwe jaar indra. Wat ons nie weet wat voor ons lê nie, ons weet nie wat gaan gebeur of wat lê op die horison vir ons in wag nie. Ekskuus tog, maar dat ek en jy onsself kan verdiep en onsself kan anker in die wete dat ons aan die Here behoort. En dat ons amper terugskoudend in die triespieeltjie van die lewe kyk na die trou van die Here in die verlede en dit help ons om vorentoe te kyk. Ek dink ek het hierdie al baie gesê, maar dit is wonderlik en gepas om dalk iewers vandag op 'n plek te gaan staan, uit te kyk en vir 'n oomblik te kies watter tema of woord, dalk 'n woord wat jy wil kies om jouself te anker, wil jou stuur in hierdie begin van 'n nuwe jaar. Mag die Here vir my en vir jou oprig en onderhou en ons stand hou. Mag ons ook so deur hom gevorm word. Ons teksgedeelte is Johannes 15 vers 4 tot 6. Ons lees dit saam. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Dat ons hierdie nuwe jaar begin met 'n tema van om te bly, soos 'n loot aan 'n wingerdstok bly. Of soos 'n tak wat aan 'n boom is, sodat die tak, die loot, kan vrug dra. En ek dink hierdie om te bly, om te wees, om uit te bestaan, om deel te wees van hierdie lewensaar, hierdie wingerdstok. Dis juist Paulus wat skryf in dieselfde Filippense 3 vers 10, my enigste wens is om Christus as my Here te ken. Dat daar niks vir my belangriker is as om hom te ken nie. Dis my enigste fokus. En dat ek en jy met hierdie sterk beeld van hom te bly, dis ons sterkste en ons enigste fokus om in die Here te bly. Dat hy die een is wat ons laat vrug dra. Dat hy die een is wat ons lewe moontlik maak. Dat hy die een is, dit wat ons die lewenskrag of die lewensaar wat deur hierdie wingerdstok vloei, is dan dit wat my en jou in staat stel om te kan vrug dra. En dat dit amper onmoontlik is om vrugte te dra as ons nie in hom bly nie. Maak nie saak wat 'n kant jy dit lees nie, dit kom op dieselfde neer. En dat ek en jy sal vrug dra, sodat dink, terwyl ek so oor hierdie gedagte gesels, dan
herinner dit my, ek wonder of ek nie ook verlede jaar daaroor gesels het nie, is dat ons vrug dra sodat die koninkryk van die Here kan kom, nie ter wille van ons nie. Dat die mense die vrug en die skadu geniet van dit wat ons bring. Dat ons 'n lafenis mag wees ook vir mense. Dat hulle ook die Here mag ontmoet wanneer hulle met ons te doen het. Geseënde 2026 vir jou en jou familie, jou geliefdes. Mag jy in 2026 so in die Here bly. Mag jy vrug dra wat sal hou, selfs in seisoene wat dit lyk asof dit koud en droog en bar en onvrugbaar is. Maar mag jy so in die Here bly. En mag sy genade ook vir jou in 2026 genoeg wees. Here, ons dra hierdie jaar 'n nuwe geleentheid van 365 dae met 'n klomp episodes, 'n klomp ontmoetings, 'n klomp gesprekke, konfliksituasies, verliese, hartseer, ook oomblikke van blydskap. Ons vra, Here, dat U ons in hierdie jaar sal rig en dat U ons sal stuur op U pad en dat ons in elke oomblik van hierdie jaar in U sal bly en dat ons vir U koninkryk dat U koninkryk deur ons sal kom deur vrugte wat ons dra. Dat U die een is wat dit bewerk in ons lewens. Ons loof en ons prys U daarvoor en ons vra, Here, wees ons ook genadig in hierdie jaar wat kom. Amen. Seën vir jou ook op hierdie dag. Wees veilig en mooi bly.